Die grote taal op 90 word hy 'n slagoffer van Paul Raymond, 'n uitstekende vangskoot in die glippe deur Louis Koen. 90 vir die verlies van 6, kyk net hierdie baie goeie vangskoot deur Louis Koen op tweede glip. Daarna is Hofman uit op 121 vir 7 en nou Fanny de Villiers, eintlik baie ongelukkig om uitgegee te word. Hy sê van ons was dit 'n ramp. Julle agter en hy sal hierdie mense op die Engelse term te gebruik, word 'n slagoffer weer eens van Paul Raymond deur Martin Venter Grobler vir 2 en Noord-Transvaal 129 vir die verlies van 9 in die 80ste beurt. Die daarop volgende bal, Ezra Slagbied, en weer eens gevang deur Koen in die glippe, en dit is die einde van die storie wat Transvaal betref. En Paul Raymond eindig met die beste ontleding van sy loopbaan nadat hy 2 weke gelede op St. George's Park in die Westelike provinsie 5 vir 41 laat kantel het. Hy het met sy laaste 16 balle het Paul Raymond 4 pounds geneem en net 2 lopies afgestaan. In 79 bilbeurte en 3 balle, Noord-Transvaal ingestuur deur die OP om te kolf, almal uit vir 129. Dus 'n hele dag se spel nadat die OP geëindig het op 25 sonder verlies, wat net 154 lopies opgelewer het. Paul Raymond uitstekend gebou en goed bygestaan deur Schultz, 2 vir 27 in 20 beurte, maar kom ons kyk nou na die volledige syfers. Baptiste weer baie ekonomies, 18 bilbeurte wat net 21 lopies opgelewer het, en hy kry ook 'n paaltjie. En kyk net na die val van paaltjies hieronder, van 90 vir 5 na 129 almal uit. Shaw het op hierdie kolfblad nie baie gebul nie, net 8 bilbeurte afgestuur. Miskien sal hy op die 3de of 4de dag indien die wedstryd so lank duur meer ingespan word. Nou Gerban Grobler na Philip M. Het in die einde van die dag tref hom in die maag. Dit is kort voor uitskytyd. En Grobbies wys vir hom daar is lewe in hierdie blad. Maar ons het nie hier in die kommentaar ook vandag gedink dat die kolwers soveel probleme met die blad en die bulwerk sou kry en dat hulle so min lopies aanteken nie. Noord-Transvaal 129, die oostelike provinsie met uitskyttyd 25 sonder verlies. En hier kan ons sien hoe daar die blad toch 'n bietjie hulp verleen hier teen die einde. Oostelike provinsie 25 sonder verlies, Martin Venter op 19, Philip M 4, wat môreoggend om 10 uur sal kom voortkolf. Met Vlam Michou vandag nie in die span nie, hy was die 12de man vandag. Reën uitgestel is en Sondag teen Sir Donald Bradman elftal. Sy eerste beurt uitgebou. Die besoekers het teen uitskytyd 25 lopies sonder die verlies van 'n paaltjie gehad. Op Nieuweland in Kaap. The coming to power of the Conservative. Fanny de Villiers is BVB betrap sonder dat hy 'n lopie kon aanteken. Die kombinasie van Raymond en Koen het ook die ondergang van Ezra Mosley beteken. Hy kon ook nie 'n lopie aanteken nie en Noord-Transvaal is almal uitgehaal vir 129. Dit is die einde van die storie wat Noord-Transvaal betref. Op Nieuweland in Kaapstad. Verlies van 7 met Tim Shaw op 5, Rudy Bryson moet toch 'n baskie teen intimidasie. Na waarskuwing het hy baie vriendelike waarskuwing sê meneer Brooks, het Mosley voortgegaan om weer 'n kortbal te bou en toe moes hy met die kaptein praat. Enigste ander kolwer wat werklik waar goed gelyk het was Shaw en Venter aanvanklik. Dit is 3 van die spelers wat maar meer as 20 kon aanteken. Die enigste ander een is Manny Jagget in die eerste beurt van Noord-Transvaal wat 26 lopies aangeteken het. Ja, geen ander speler in Noord-Transvaal se eerste beurt kon 20 bal nie. En nogal 'n styl graswal. Dis baie na 'n wydloper in die eerste een van hierdie bilbeurt. 6 paaltjies in die eerste beurt. Daar sien jy die wolke meer na die regterkant.
inswaier van Raymond wat net omgedraai word in die gewrigte deur Vernon de Pre. Sy vorige aflewering het die kolf verlaat en ek moet sê, hy moes hard gaan werk het aan sy balwerk, want vroeër jare kon Paul Raymond omtrent net die bal inbeweeg het na die kolf toe. Deesdae bal hy 'n baie goeie wegswaier en dit van die verkeerde voet af. Want daar is genoeg tyd vir 'n algehele beslissing. Ons het nou net gepraat van die swak lig en nou lyk dit vir my dat die skeieregters Word, indien dit meer as 15 minute is, en 'n maksimum van 'n halfuur, kan hulle vroeër môre begin, maar as die tyd wat verlore gaan meer as 'n halfuur is, dan kan hulle ook môre aand 'n halfuur later speel. Na die bykant toe die bal nie mooi in die middel van die kolf bygekry het nie, miskien ook 'n bietjie te ver by die kant sy wegpen gewees. Bied 'n maklike vangkans aan Philip M en hy is uit met stelling op 1. Heisman 7 nie uit nie. Groot totaal na 14,2 bilbeurte 41-1. Tweede beurt van Noord-Transvaal, Bryson het baie vurige bil, 5 bilbeurte afgestuur, hy die enigste paltjie ingeoes, die van Manny Jagget, 1-13. Schultz was skuldig aan te veel balle aan die bykant te plant, 6 bilbeurte afgestuur vir 19 lopies, net 1 leë bilbeurt. Raymond het sopas begin van sy bilwerk af as Vernon de Pre misgevang op 27, het net 7 lopies sover afgestaan en Baptiste nog net die enkele bilbeurt waarin hy 2 lopies afgestaan het. aan nie sê gelukkige totaal vandag nie. Volgende man in, Gavin Victor, terwyl ons kyk na nog 'n kyk weer van Callahan se paltjie. En daar is die skeieregter wat nadat hy reeds 'n woordjie gewissel het met Mosley, nou na Manny Jagget toe loop en vir hom sê ek het jou bowler reeds vriendelik gewaarsku en nou moet jy met hom gesels, anders gaan ons hom afhaal. Eerste waarskuwing. En nou Mosley se antwoord daarop. Paul Raymond met nog geen lopies agter sy naam nie. 'n vollerige bal, skoon gebal, goeie bal van Mosley. Mosley wat nog steeds terugkyk na meneer Brooks. As ek vir hom wil sê, nou maar meneer, wat dink jy nou van hierdie aflewering? Baie goeie, voller geplante aflewering, een wat ingeswaai het. Raymond wat skaars sy voete beweeg het, laat daai gaping, die bal skiet daardeur en sy wegpen word ontwortel. Top, hoe min het hy sy voete beweeg. Miskien het hy 'n derde opslagbal verwag. Baie mooi vol geplant. Uitstekende aflewering van Mosley. En hier sien jy hoe dat die skeieregter steeds gesels met Manny Jagget. En die reël 42 bepaal baie duidelik dat die skeieregter sal oordeel die bekwaamheid van die kolwer, hoeveel kortballe gebou is die man in staat om die balle te hanteer of nie. Volgens die oordeel van die skeieregter moes hy vir Mosley waarsku. Nou van die Villiers en dis 'n goeie vangskoot hierdie een. Dis die einde van Brett Schultz en die einde van die beurt gevang deur Heisman vir 1189 almal uit. Vernon de Pre en is Gavin Victor wat hom nie kan raakvat in die glippe nie van die bulwerk van Paul Raymond. Ongelukkig vir Gavin, so wat die derde vangskoot wat hy die afgelope 2 wedstryde nie kon raakvat nie. De Pre gelukkig om te oorleef. Kort en die bal wat hom verlaat, De Pre speel ver van sy lyf af daarna, kry die boorrand van die kol by en Gavin Victor het miskien genoeg tyd gehad het om met 2 hande die vangskoot te probeer waarneem, steek egter net sy regterhand op en verbrou die vangkans. Van die swak lig met die telling op 41 vir die verlies van 1, Vernon de Pre op 30 en Mike Heisman op 7. Kan 'n mens dit glo dat die weer 'n uur gelede so sit word tot om 6 uur om van daai verlore spel in te haal en môreoggend kan spel dan om 9:30 begin om ook van die verlore nog 2 balle in hierdie balbeurt.
agterstand is nog 19, 9 paaltjies staande. Cricket môre op Centurion Park dan. Dat beteken dat nie net my Sondagmiddag slaap het dan. Slegs 2 bilbeurte afgestuur. Raymond het 1 daarvan waargeneem. Hy het nou 11 lopies afgestaan, bietjie aan die dierkant, maar onthou hy het baie goed gebou in die eerste skof. Rudy Bryson sy 1 afgestuur. Hy het nou nog net 14 lopies afgestaan, maar hy het ook die 1 paaltjie wat so ver gekantel het agter sy naam laat skryf. Op tweede glip gesit met Koen op eerste glip. Straf tussen aanhalingstekens, want partykeer is dit ook maar 'n verligting vir 'n man as hy nie in die glippe hoef te staan en die hele dag te buk en te konsentreer nie. Dan 40 vir die verlies van 1. Hierdie vennootskap nou reeds 29. Nog een wat tussen 20 en 30 is. Hy ongelukkig verbrou daar waar hy gestaan het en voel Philip M dalk dat hy nou eerder maar op halfweg kan laat veldwerk doen en hopelik sal daar nie enkel lopies na hom geneem word nie. Vroeger gesê dat hy moes hard gewerk het die laaste tyd aan sy balwerk, want hy kon vroeger jare slegs groot inswaaiers gebou het. Vandag bou hy wegswaaier met gemak. Baie goeie spel in hierdie wedstryd ook deur Peer. Baie naby, die eerste glip, Louis Koen gooi sy hande in die lug. Ons TSS-kykers het miskien nie gehoor het net nou nie, toe daar op TV1 gesê is, dat ons bokser daar by Sun City, Jackie Ganguluza, sy geveg verloor het met 'n uitlophou in die 4de ronde. Voller geplan, maar baie goed gesien deur Huisman, reguit dryfhou 4. .60 vir die verlies van 1, met ander woorde die agterstand is ingehaal. Saterdag sport wat net voortgesit word op TSS. Vroeg in die beurt, toe hy van Mandy Jaggat ontslaag geraak het, en Baptiste met die eerste bal van sy 3de bilbeurt kry die Kaselbeker punteleer, Oostelike provinsie kan hulle totaal opskuif na 28 as hulle hierdie wedstryd wen, en as die Vrystaat daarin slaag om die Westelike provinsie te klop, sal hulle ook op 28 punte eindig. Mense wil nie te gou praat nie, cricket is 'n onvoorspelbare sportsoort. Baie swak hou deur Mike Huisman, gebruik glad nie sy voete nie, speel ver van sy lyf af na hierdie aflewering, van sy lyf af, en goed gevang deur Philip M. En mense wil nou nie negatief wees teenoor Gavin Victor en sê hy sou dit nie gevang het nie, maar 'n goeie skuif van Philip M om homself op tweede glip te sit, nadat Victor gister 'n vangskoot verbrou het, en Philip M toe besluit om vir Louis Koen op eerste glip te sit, en hy self het op tweede glip handstelling inneem. Kyk weer daarna, hou veral sy voete dop, skuifelpassies, eers enetjie en toe 'n tweede een, en die kol wat dan ver van sy lyf af gespeel word, hy probeer dryf daarna, kry die buiterrand by, en 'n goeie vangskoot deur Philip M as hy na links moet beweeg. Nou is dit Marius Maree wat ingestap kom. Hy het in die eerste beurt heeltemal goed gelyk en sy
kort beurt van 15 lopies. Ek sê kort beurt wat die telling betref, maar hy het 65 minute lang gekolf en 53 balle ontvang en op 'n baie goeie manier begin met 'n dekpunt dryfhou wat hy vir 4 geslaan het. Enigste beurt wat hy gespeel het hierdie seisoen. Marius het wel vir die Noord-Transvaal B-span vanjaar redelik goed presteer. Hele paar groot tellings vir hulle aangeteken. Kolf normaalweg nommer 3 of doen ook diens as aanvangskolwer vir sy klub Tikkies. Tweede bal van die dag wat Heisman ontvang dan, is hy uit en baie groot verantwoordelikheid wat nou rus op die skouers van Marie en Foster. En weer eens is die Noord-Transvaal se telbord skoon. In sy eerste rangse loopbaan het hy 721 lopies gekry, 450 talle. Eerste aflewering kry op die buiterand, maar grondlangs af na derde man en sy rekening word geopen en hy sal bly wees af te kom van daai nulletjie. Staamlik bedompig vanoggend en dit sal seker die bowlers beïnvloed. Hulle 'n bietjie help. Hoewel ek opmerk dat die wolke op die oomblik besig is om weg te skuif, eintlik meer miswolke en nou word hulle vervang deur vlieswolke. Hierdie wolkbank wat hier gehang het gestrek hier van Verwoerdburg tot in Kreersdorp, met ander woorde omtrent die hele rand. En nou is die son deur en daardie lae wolkbank het plek gemaak vir die vlieswolke. Louis Foster wat na daai aflewering gespeel het en geklop is buite kan die wegpen. Bal wat nie baie beweeg het nie, maar van die begin af as gevolg van die traject daarvan oor sy lyf beweeg het. Dit kan veral vir Rudy Bryson dophou hoe wyd van die paaltjies hy inkom. En normaalweg 'n bowler wat so wyd inkom kan net vir die linkerhander wegswaaiers bal. Nee, kamera wat ons ook betrap hier in die kommentaarhokkie. Goeie balbeurt van Rudy Bryson. Paaltjie gekry van Mike Heisman. Twee vir 20. Nadat hy ook die paaltjie gekry het gister van Mandy Jagat. Na 23 beurte, Noord-Transvaal 60 vir die verlies van 2. Kan baie tevrede OP kaptein in hierdie stadium wees.
Noord-Transvaal het effektief 1 loopie vir 3 paaltjies. Mike, jy was heeltemal reg gister toe jy daar die voëls wat op die grasbank gewy het uitgeken is die Hadida. Ek het aanvanklik gesê dis 'n springhaan voël te sê, maar ek het nie die kennis nie en toe sê jy nie, dit is die Hadida. Hulle is nie nou daar nie, hulle kom blykbaar eers in die middag in om te kom wy hier so na 5:00. Weer 'n goeie een van Baptiste. Lig van 'n redelike goeie lengte. Baptiste, soos vroeër gesê, wat baie lig kry en Marius Maree wat dan geklop word met die wip van die bal. Daar is nie vreeslik baie beweging nie, effens miskien weg van die kolf af, maar baie meer wip as wat hy verwag het. Daar word 'n derde glip ingeskuif. Dave Callahan. En kyk nou net hoe snaaks. Daar een gaan lê heeltemal. Arme Gavin Victor het nou heeltemal in onguns geraak. Die derde glip is ook nie hy nie. Leë balbeurt afgestuur deur Eldien Baptiste. Sy ontleding is nou 4 balbeurte, 3 leeg, 1 vir 2. Goeie balbeurt. Kolwers nie werklik nodig gehad om na een van die aflewerings te speel nie, maar was nie ver van die wegpen af nie en die bal het effens die kolf verlaat. Telkaart dan vanoggend tot ons Heisman sien vertrek met sy oornagtelling van 15, gevang Gebul Bryson. In totaal het maar slegs met 1 loopie aangeskuif na 61, maar nou vir 3. Baptiste het gister 1 balbeurt gebul voordat Swaklig die spel beëindig het en daarna het hy 2 lopies afgestaan. Met ander woorde, hy het sedertdien 3 balbeurte gebul, al 3 van hulle was leeg en hy het die 1 paaltjie gekry. Bryson na Foster, wat nog lopies moet aanteken. En hier kom sy eerste. Dit gaan 'n grenshou wees. Weer 'n aflewering van Bryson wat oor die lyf van Louis Foster beweeg, maar hy kom by die wip van die bal, speel die bal dan baie goed. Bal grondlangs, hy maak die gesig van die kolf oop as hy hom speel en dis die wat die bal 3 van punt na die grens toe getrek het. En hierdie aflewering speel hy met 'n reguit kolf, waar die vorige een met 'n oop gesig was en dit is gevaarlik. Mens moet sê as jy nie die bal pragtig mooi bykom daar by die wip nie en jy speel met 'n oop gesig, dan is die kans daar dat jy die rand van die kolf kan bykry of selfs net van die middel van die kolf af die bal kan stuur na die glippe.
Net om vir Oulaas terug te keer na daardie Hadida, waarvan jy gepraat het, Mike. Kyker het my vanmorgen vroeg gebel om dit te bevestig. En ek dink dit was meneer Otto. Ons kyk net weer na hierdie aflewering. Meneer Otto, ek was ons half deur die blare toe u gebel het, maar baie dankie vir die inligting wat u deurgegee het om te bevestig. ...65 vir die verlies van 3. Foster, 'n goeie grenshou geslaan. Ja, foutbal tref ook vir Foster op die rug. Rudy Bryson wat nie soveel lig wip kry soos miskien Baptiste nie. Dis 2 aflewerings na mekaar wat eintlik kort geplant is, wat nie baie hoog gelig het nie, soos wat u kan sien waar Louis Foster probeer onder die bal inbuk. Die bal dan nie hoog oor hom getrek het nie, maar hom tref in die rug. Baie goeie balbeurt deur Bryson. Wel Foster 'n goeie 4 geslaan het, maar is 'n vierige balbeurt deur Rudy Bryson. Ses lopies voor Noord-Transvaal met 7 balkies staande. Rudy Bryson wat ook vroeg vanoggend 'n bietjie water kry van meneer Ronnie Colling, die afrigter van die oostelike provinsie. Gavin Victor wat op halfweg veldwerk doen. Ja, het hy uitgeskryf is uit die glippe. Die eerste inswaier wat Baptiste vandag bal, laat in beweeg. En so met die swaai saam het Maria die bal net omgedraai na regby waar dan die veldwerker is, nie Schultz wat moes omdraai, omdraf van halfby af. Baie mooi tussen halfweg en die bowler deur. Goeie regheid dryf hou deur Louis Foster. Sy telling skuif aan na 6. Groot totaal 69 vir 3. Nog 'n lang pad vir Noord-Transvaal as hulle enigstens 'n sê in hierdie wedstryd wil hê. Einde van die 28ste balbeurt.
7,69 vir die verlies van 3. Jagget en De Pre gister reeds uit vanoggend. Mike Huisman gevang deur Philip Am op tweede glip van die bilwerk van Bryson vir 15. En dis Huisman wat klaar gespeel het in hierdie wedstryd. Wat die kolwerk betref, nou moet hy nog net gaan veldwerk doen wanneer die oostelike provinsie die lopies probeer aanteken in die tweede beurt. Blitsige aflewering. Rudy Bryson wat nou regtig met vernyn bil. Daai bal kort geplant. Die bal het ook nog inbeweeg na Marie. Tweede opslagbal. Gistermiddag het Ezra Mosley 'n paar opslagballe gebou en was hy daarna deur die skeieregter gewaarsku dat hy te intimiderend is. Op die ou end was daar so 'n klein relaas tussen hom en die skeieregter en is Mandy Jagget nader geroep en is hy gewaarsku om dit te staak. Nou wonder mens, Rudy Bryson het so pas 2 aflewerings na mekaar as opslagballe afgestuur. 'n Derde kort bal, maar nie so blitsig dat hy oor die kolwer se kop getrek het nie. En dit mag jy dalk interesseer om te hoor wat die reël 42 presies bepaal, die afstuur van snel kort geplante balle. En die reël lui: die afstuur van snel kort geplante balle is ongeoorloof indien dit na die mening van die skeieregter aan die bilder se kant neerkom op 'n poging om die ontvanger te intimideer. Skeieregters moet beskou dat intimidasie gepleeg word wanneer die bouder opsetlik. En hierdie keer is Marie uit. Weer gevang deur Philip Am. Am se tweede vangskoot en Noord-Transvaal 69-4. Marie uit vir 2. Peper met kortballe, weer 'n kort aflewering. Hierdie keer dong hy om daarna te speel binne die vlug van die bal, kry 'n breë buiterand by en Philip M wat pragtig mooi beweeg vanaf 'n tweede grip posisie om die bal na sy linkerkant raak te val. Hy bespreek daarmee sy plek, dink ek, as tweede grip in die span van die oostelike provinsie. 2 paaltjies het vanoggend geval het, 9 lopies aangeteken en noodloos om te sê, Noord-Transvaal is nie diep in die knyp. Vanuit 'n ander hoek het dit so gelyk, een wat inbeweeg, Marie wat nie die bal in die middel van die kolf kry nie, maar op die buiterand, en kyk hoe mooi beweeg Philip M as hy die bal raakvang. En ook Louis Koen was baie mooi in posisie om te dek, ingeval die bal dalk uit M se hande sou gespring het, dan het hy homself goed geposisioneer om dalk te help. Mike Rindel hierdie seisoen in sy vorige 9 beurte het hy teleurstellende 196 lopies aangeteken vir 'n gemiddelde van onder 22. Ja, ek was nog besig om vir u net te lees wat die reël bepaal, toe val daar die paaltjie, maar ons sal nou voortgaan om net te kyk na die vertolking van hierdie reël.
Maar nou het Rindal wat eers ons aandag nodig het en Rudy Bryson op sy vurigste. 69 vir die verlies van 4. Ek dink die senuwees het daar 'n bietjie geplaai, het amper daardie bal gevolg. Rindal en sy einde van Bryson se bilbeurt. Net om voort te gaan, die reël sê, skeieregters moet beskou dat intimidasie gepleeg word wanneer die bouler opsetlik snel kortgeplante balle afstuur wat deur 'n lengte, hoogte en rigting spesifiek daarop gemik is of vermoedelik gebou word met die opset om die ontvanger liggaamlik te beseer. Die ontvanger se kolfvermoë moet hier ook in berekening gebring word. Met ander woorde, die skeieregter sal nie so streng wees in die geval waar jou eerste paar erkende kolwers kolf nie en minder streng of meer streng dan wanneer jou sterkkantmanne daar is, soos gister die geval met Raymond. Maar ek stem met jou saam, Mike. Bryson het miskien, hy is op die grens om miskien net so 'n ligte waarskuwingkie te kry van die skeieregter. Wat gister gebeur het, is dat die skeieregter wel vir Mosley gewaarsku het, dat hy nie aggeslaan het daarop nie. En toe hy weer so korte afstuur, is daar 'n foutbal geroep en die skeieregter het gaan gesels met sy kaptein. En dit was na Paul Raymond, wat waar gekolf het op nommer 10. Skoon gebal. 70 vir die verlies van 5. Rindal uit vir 0. Mike Rindal wat glad nie sy voete beweeg nie, alhoewel sy lyf aan die gang beweeg is. Dis een van sy foute in sy mondering, dat die kop voortdurend aan die beweeg is. Speel halfhartig hierna, kry die binnerand van die kolf by en speel hom op die palkie. Kyk hoe staan hy met sy voete doodstil. Beide van hulle in die kolfkampie. Kyk, het 'n ander hoek daarna aan die beweeg soos jy gesien het toe hy die hou speel. Glad nie vroeg genoeg in posisie gekom nie. Noord-Transvaal se telling nou vir alle praktiese doeleindes 10 lopies vir die verlies van 5 paltjies. Pen regop ook, hy's nie in 'n bukkende posisie soos 'n kolwer behoort te wees wanneer hy 'n hou speel nie. Ons geen rede ook waaroor hy miskien nie moes van die voorvoet af gespeel het nie. Maar is maklik om te praat nadat dit gebeur het. Ray Jennings hierdie seisoen nie waffers gevaar in hierdie kompetisie nie. Maar wat sy loopbaanstatistiek betref, het hy in die eerste kolfbeurt van Noord-Transvaal 17 lopies aangeteken. En dit het vir hom 'n besondere mylpaal beteken, want daardie 17 lopies het hom verby die 4000 kerf gestoot in eersterangse cricket. En dit is 'n merkwaardige prestasie deur Jennings. 15 50-talle het hy in sy eersterangse loopbaan aangeteken. Nou word daar druk taktiek bespreek en raad gegee. Ook Ray Jennings wat baie tentatief speel, min beweging in daai bal. Dis nie dat hy geklop is met groot beweging nie.
Hy's baie tentatief, stadig om uit die kolfkampie uit te kom. Ook min kolwers wat werklik op die voorvoet speel. Op die voorvoet getref, Baptiste wat so slaggie buk en kyk as hy dalk in lyn met die paaltjie, sien dan dat hy nie is nie en daar's geen appel nie. Vrydag het ons, ek en Graham Pollock, het ons gesê by meer as een geleentheid dat dit lyk asof die Noord-Transvaalers nie baie goed kolf nie en dat hulle in 'n paar gevalle hulle self eintlik uitgehaal het. Vandag is dit 'n ander storie. Ek dink 'n mens moet vandag krediet gee vir die bulwerk van die oostelike provinsie. Vuurige bulwerk deur Bryson en deur Baptiste, klop telke maande die kolf. Die bulsyfers van die oostelike provinsie sal nou baie interessant wees om te sien, Mike. Bryson wat al reeds 3 paaltjies ingeoes het vir 25 lopies wat hy afgestaan het in 11 bulbeerte. En die man wat die skare aangerig het in die eerste kolfbeurt van Noord-Transvaal het tog omtrent nie geleentheid gehad om te bul nie, Raymond. Ek kan nie sien Raymond het baie bulwerk in die eerste beurt van Noord-Transvaal gedoen het en baie paaltjies ingeneem het, ingehoes het, 6 van hulle nog baie min gebul in hierdie tweede beurt. Baptiste wat dan baie goed bul, 2 vir 6 in 6 bulbeurte. Hy is die man wat in die eerste beurt 6 paaltjies gekry het. As dit voortgaan teen hierdie tempo, lyk dit nie asof hy veel gaan bul nie. 6 vir 25 Paul Raymond in die eerste beurt van Noord-Transvaal. Nou is daar reeds 5 paaltjies plat. Noord-Transvaal 70 vir 5. Net 6 lopies. Baie goeie bulwerk deur hom. Ook Rudy Bryson wat goed bul. 13 bulbeurte, 2 leeg, 3 vir 32. Jennings moet nog sy eerste loopie aanteken, Foster 14. Is bulbeurte gebou, 6 bulbeurte vir 19 lopies.
daai vangskoot kon benut. Ongelukkig vol met hom vir Callahan. 80 vir 5 die groot totaal dan. Win in Duprees 38's, die hoogste telling tot dusver in hierdie wedstryd. Louis Koen het 37 kon aanteken. En nie veel bystand gekry van sy mede-kolwers nie. Na 36 balbeurte dan 80 vir 5 in effek. Is dit nou 20 lopies vir die verlies van 5 balkies. Balbeurte 5 van hulle leeg 2 vir 9. Dit is die 5 balkies wat geneem is. 20 is Forster gevang deur Koen in die glippe van Raymond vir 17. En laat ons dadelik sê, dit was eintlik geen verrassing toe Forster gevang is nie, want hy het 'n hele paar keer geskerm na balle buite sy wegpen sonder om sy voete te beweeg en agter die bal te kom. Op die oomblik is die telling 85 vir die verlies van 6 met Jennings op 2, 1,5 met 'n skerm na hierdie aflewerings buite die wegpen. En dit het eintlik nie as 'n verrassing gekom toe uit is nie. Weer die traject van oor die lyf. Hy speel ver van sy lyf af daarna, kry dan die buiterand by. En Louis Koen, wat in Duprees wat 38 lopies aangeteken is die hoogste telling in hierdie wedstryd. 85 vir 6 na 40 balbeurte. Ons kyk net na hierdie een bal, wat Paul Raymond bal, baie ver buite die wegpen. 85 dan vir die verlies van 6 balkies en kom ons skakel terug na Nieuweland. Into another over, being bowled by Corrie van Zyl from the Wynberg end. The sun trying to come through the heavy cloud cover, but they're just a couple of patches of blue now, despite the northwester blowing, which normally brings more cloud and rain. And Free State being frustrated here this morning. The overcast conditions conducive to swing bowling. They must have been confident when they came out that they would in fact be able to bowl Western Province out and enforce the follow-on. It was not going their way at all. Maiden over bowled by Van Zyl. These two have put on 18 this morning, Simons and Ryle. Simons has added 9 to his tally, and Ryle has also added 9. Stevenson from the Kelvin Grove end. Simons. Shot for LBW. Umpire Rudy Kutsen not interested. Simons is a man who comes well forward. And that ball, it's outside the line of the off stump. That's not out.